Goeiedag, ons praat vandag weer oor ontkenning en dit gaan alles oor versoek om te ontken. Kom ons lees saam in Lukas 22. Vers 56 tot 57. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy: hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê: juffrou, ek ken hom nie. Dieselfde Petrus wat terwyl Jesus vra of hulle moet veg, iemand se oor afkap. Ek is seker hy het vir die middel van Malchus se kop gemik. Die het sy kop weggeruk en nie kop verloor nie, net sy oor. Jesus herstel Petrus se skade wat gebeur het omdat hy nie vir Jesus sy antwoord gewag het nie. Petrus het geen nagevolg gelei nie, geen saak teen hom of 'n hegtenisname nie, omdat Jesus die bewys laat verdwyn het deur Malchus se oor te herstel. Ons noem dit genade. Hy sê elders oor die mens, ons almal, ek sal maak asof julle nooit gesondig het nie, die getuies laat verdwyn. Hierdie selfde Petrus wat wil veg om Jesus en sy lewe te verdedig, kry ons net hierna waar hy Jesus van ver af volg. Daar kom nou 'n afstand tussen hom en Jesus. Petrus gaan staan by die vuur in die binneplaas van die plek waar Jesus verhoor word. 'n Jong diensmeisie wys hom uit as een van Jesus se volgelinge. Petrus ontken dit. 'n Tweede jong diensmeisie erken hom as een van Jesus se disippels. Petrus ontken dit driftig en begin vloek, Here. Dit wil amper voorkom asof hy swak plek het as dit by Eva se jong dogters kom. Konings het die helfte van hulle koninkryke geoffer vir jong danseressies. Nou kom daar 'n klomp mense wat Petrus herken. Hy ontken dit weer. Die handkraai, toe Jesus omdraai en hom in die oë kyk, vlug Petrus buite toe en begin bitterlik ween. Huil kan goed wees, maar dit kan nie die skade herstel wat gedoen is nie. Trane kan ontstaan uit ware berou en nie omdat jy uitgevang was nie. Petrus gaan van, soos hulle sê, hero na zero. Hoe kan dit wees, sou ons vra? Sien ons nie dalk onsself hier nie? Ons dink dat ontkenning die vrede sal bewaar of jou beskerm. Ontkenning maak nie dat die probleem kleiner word nie. Dit neem nie verantwoordelikheid vir ons keuses nie. Versoeking wys maar net onsself vir onsself. Versoeking het altyd uitslag. Jy dop of jy slag, met onderskeiding of net. Versoeking is die druk wat uitgeoefen word om jou integriteit te bepaal. Integriteit word bepaal deurdat jy voldoen aan die verwagtinge wat jy self skep vir ander en vir jouself. Die sekerheid wat jy aan ander gee en ook aan jouself. Ek dink dit is hierdie jouself probleem. Jy lewe 'n geheime lewe. Miskien al lank. Het die indruk van getrouheid en hardwerkendheid op jou huweliksdag beloof. Beloftes van eerlikheid en lojaliteit gesweer by die aanstelling van jou werkgewer. Dalk gee ons dit 'n ander naam om dit te regverdig. Ons vlieg onder die radar deur ons ontkenning. Kom ons noem dit wat God dit noem. Dit klink soos leuns. Verander maar ook ons eie hartbedrieg, sê Jakobus 1:22. Jesus sê nie vir Petrus om hom nie te verloon nie. Hy sê, Petrus, ek bid dat jou geloof nie ophou nie. As jy eendag bekeerd is, moet jy ander versterk. Jesus sien al klaar die herstel in Petrus se toekoms. Hy sal groei in sy geloof en ander help. Hebreërs 2:18, wanneer dat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hoe? Ons lewe in lyn met wat die skrif sê en wat ons glo. Jesus sê dat Satan vurig begeer om julle te sif, te verneder, te breek en moedeloos te maak. Jesus sê aan die seuns van die donder toe hulle vuur uit die hemel wou bestel om mense wat nie aan hulle kerk behoort nie te vernietig. Ek het nie gekom om te vernietig en te oordeel nie, maar dat die mens lewe en ware vryheid kan geniet. Die woord waarsku in Hebreërs 2 dat alles wat geskud kan word, sal. Net die onwankelbare heerskappy van God is seker. Mense sit met 'n welis en trots probleem. Welis is die onvermoë om tevrede te wees. Die versoeking kom juis as daar tekens is wat Satan dan sien. Hy kom dan met sy skinkbord na ons toe, gedek met misleiding en verleiding. Hy wil voorgee dat klippe jou kan voed. Verander net die beskrywing.
soos ons noem diefstal, noem ons leuen of selfvergoeding, omdat ons te min betaal word vir ons luiheid, oneerlikheid. Ons noem klippe van buite huwelikse verhoudinge, noem ons 'n romanse, 'n skelmpie. Nee, ons het nie 'n skelmpie, ons is 'n skelmpie. Ons noem gierigheid, noem ons ambisie, droom, entoesiasme of regstellende aksie en dan ontken ons dit als. Hoe help die Here ons? Moet hy al die vrouens laat sterf, sodat ek nie hoef te begeer en versoek te word nie? Dat ek nie buiteegtelik hoef te leef nie? Moet hy al die drankbottels gaan stuk en slaan, sodat ons nie 'n verslaafde hoef te word en dit te ontken nie? Moet hy al die geld verbrand om ons gierigheid mee te help? Nee, julle. Hoekom wil ek in my ontkenning leef en my swakhede ontken? Openheid en eerlikheid met God en mens lewer altyd goeie resultate. Hebreërs 4:16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons kan met vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie. Hebreërs 10:35, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Omdat Jesus self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Praat met hom oor die areas van ontkenning. Kom ons bid. Heilige Gees, wys my lewe, die areas in my lewe, waar ek regtig in ontkenning lewe. Ek wil verantwoordelikheid neem vir my lewe en my besluite. Amen.